Goeiemôre vriende, so hier op hierdie Saterdagoggend, die 27ste Desember 2025. Ek hoop julle het sommer 'n lekker paar dae nou gehad, dat julle 'n bietjie rustig wees en natuurlik ook uit die aard van die saak vandag, waar julle net so 'n bietjie skoene kan uitskop, kop agteroor sit en dit mag sommer bewus raak net van die lewe rondom ons, né? Mense het baie keer min tyd om so 'n bietjie te dink oor die lewe, en miskien is hierdie tyd het ou sommer so 'n bietjie kan bestek opname neem en so aan. Maar kom ons raak net so vir 'n wyle stil. O Heilige Gees, dankie dat U deur Jesus gestuur is om onder ons te kom woon, U self God. Weereens te groot vir ons klein menslike verstandjies, Here. En wanneer ons sê is te klein vir ons menslike verstandjies, moet ons dit onmiddellik in konteks kom plaas om te sê, net in ons melkwegstelsel is 400 miljoen planete. In die son pas daar 930.000 aardes in. Here is die oomblik wanneer ons wil begin dink, ons raak grand om te dink dat ons nou vir U kan verduidelik aan mense en vir U kan kom vat en dan kom sê, maar dit is nie moontlik vir U nie, dan moet ons in skaamte ons koppe laat sak en sê, Here vergewe tog ons met ons piep klein verstandjies, wat enigstens dit waag, om U te bevraagteken. Here, en daarom is dit so wonder dat U juis in hierdie tyd kom, U self kom gee in die vorm van 'n mens. Here, sodat ons iets van die grootheid kan besef, want ons is net te klein. Ons is net te klein. Dankie Here dat U self klein geword het, sodat ons met piep klein verstandjies iets van U kan besef en beleef in Jesus Christus. Dankie daarvoor. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, maandag begin ek nou by Kolossense. Ek gaan nou vandag die laaste stukkie sommer net vir julle lees uit die Bybel uit, en dit gaan oor daardie gedeelte 8 dae nadat Jesus gebore is, staan daar. Was 'n tyd dat hy besny moes word volgens die Joodse gebruik en hy het die naam Jesus gekry. Nee. Die naam wat deur die engel genoem is nog voordat hy in die moederskoot ontvang is. Toe die reinigingstyd soos deur die wet van Moses bepaal vir hulle verby was, het hulle hom na Jerusalem toe gebring om hom tot beskikking van die Here te stel. In die wet van die Here staan immers geskrywe, elke eersteling van die manlike geslag moet vir die Here afgesonder word. Ek kan 'n bietjie gaan lees daar in Eksodus 13 vers 12, 2, 12 en 15, kan jy 'n bietjie daar gaan lees, né? Hulle het ook die reinigingsoffer gebring volgens die voorskrif in die wet van die Here, naamlik 'n paar tortelduwe of 2 jong duwe. Daar het destyds 'n man met die naam Simeon in Jerusalem gewoon. Hy was getrou aan die wet en vroom en het uitgesien na die koms van die verlosser van Israel. Die Heilige Gees was op Simeon. En het hom bekend gemaak dat hy nie sou sterwe voor hy die gesalfde van die Here gesien het nie. Deur die Gees gelei het hy opgegaan na die tempel toe. Toe die ouers die kindjie Jesus bring om vir hom die gebruikelike bepaling van die wet na te kom, het Simeon hom in sy arms geneem en God geprys en gesê, Here, laat U dienaar nou in vrede gaan volgens U woord, omdat my oë U verlossing gesien het, wat U gereed gemaak het voor die oë van al die volke, en lig tot verligting van die nasies, en tot eer van U volk Israel. Sy vader en moeder was verwonderd oor die dinge wat van hom gesê is. Ek dink nie uit die aard van die saak besef Josef en Maria op daai stadium enigstens wat gebeur nie. Ek dink hulle is absoluut flabbergasted. Hulle het nie 'n klou nie, hulle gaan nou maar net saam. En onthou ons kleintjies, ons verstandjies is mos nou maar klein, so hoe kan hulle nou verstaan wat gaan? Daarom is hulle net verwonderd. Hulle verstaan ook nie lekker wat aangaan nie, maar hulle is net absoluut verwonderd, verbaas. Simeon het hulle geseën en vir Maria sy moeder gesê, kyk, hierdie kindjie is bestem tot 'n val en 'n opstanding van baie in Israel, en tot 'n teken wat weerspreek sal word. So sal die gesindheid van baie mense aan die lig kom, en wat jou betref, 'n swaard sal deur jou siel gaan, hè. Ek profeteer nou al eintlik met wat gaan gebeur met Jesus se sterwe met haar.
Daar was ook 'n profetes Anna, 'n dogter van Faniel uit die stam Asar. Sy was al baie oud. As jong vrou was sy 7 jaar getroud en na haar man se dood het sy weduwee gebly. Sy was nou al 84 jaar oud. Sy het nie van die tempel af weggebly nie en het God dag en nag gedien deur te vas en te bid. 'n Ongelooflike voorbeeld wat die profetes Anna stel, dat sy die hele tyd by die Here was. Dis die plek waar sy wou wees. Juis op daardie oomblik het sy nader gekom en God gedank en oor die kindjie gepraat met almal wat na die verlossing van Jerusalem uitgesien het. Toe Josef hulle alles nagekom het wat die wet van die Here voorskryf, het hulle na Galilea toe teruggegaan en hulle eie dorp Nasaret. Die kindjie het gegroei en sterk geword en hy was vol wysheid en die genade van God was op hom. En nou mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar en sy teenwoordigheid ervaar. Amen.